Here, as ons nou ons oë sluit om as 'n gemeente met U te praat, dan is hierdie jaar 'n paar dae. En so stelselmatig het 'n mens weer begin deel word en inval in die ou patroon. Voor die feestyd en die saamkuier, miskien 'n bietjie wegbreek. En laat ons eerlik wees, Here, bitter min van ons het eintlik met 'n drafstap die nuwe jaar ingegaan, die kantoor oopgesluit, die rekenaar aangesit. Ons is eintlik so bevoorreg, Here. Want ons stap in 'n jaar in, en ons neem eenvoudig aan dat ons versorg sal wees, dat daar geleenthede sal wees, en dat ek my werk kan doen. Dankie dat ons het, wat ons ook vandag sien, U vir Jesus gegee. Dankie dat die Heilige Gees my vul, bewus is van elke tree, elke gedagte, elke plan. En dankie, Here, dat U my lief genoeg gehad het, Vader, om U enigste te gee. Dankie dat ons as 'n gemeente byeen kan kom, en voor die begin van die erediens, voordat ons U seën vra, klaar in aanbidding voor U kan staan. Wees met ons in hierdie erediens, Here. Laat die woorde ook vir ons saak maak en sin maak somtyds as 'n mens die Bybel lees en jy lees dit oor en jy ken die woorde, dan luister 'n mens nie altyd soos wat jy moet luister nie. Dankie vir die vrede. Dankie vir nuwe kansse. Dankie vir genade. Dankie vir die voorreg om te kan werk. Dankie vir die geleenthede, deure wat oopgaan. Dankie, Here, ook vir U geduld met my. Aan U kom toe die lof en die eer tot in ewigheid. Amen. Wat ons baie goed ken. Somtyds moet 'n mens die gedeelte wat jy goed ken, en as ek sê Lukas 4, die versoeking van Jesus, dan kan 'n mens amper die pad stap, maar dit gaan vandag 'n bietjie oor verder en dieper. Ek gaan nie vir jou die versoekings uitlig nie, jy weet wat die versoekings was, maar dit gaan oor wat in hom geleef het, terwyl hy die goed met hom gebeur het. Maar kom ons lees Lukas 4, en ons lees vanaf vers 1, en dan lees ons vers 14 by, wat onder sy eie opskrifie staan, maar wat deel is van hierdie hele oomblik. Ek lees uit die 2020 vertaling, Lukas 4, en in my Bybel is dit op bladsy 73 van die Nuwe Testament. Vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, en aan die einde van die tyd was hy honger. Die duiwel het vir hom gesê, as U die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef nie. Hierop het die duiwel hom na 'n hoë plek geneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys, en die duiwel sê vir hom, ek sal U al hierdie mag gee, en hulle krag, want dit is aan my gegee, en ek gee dit aan wie ek wil. As U my aanbid, sal dit alles U sin wees. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. En die duiwel het hom na Jerusalem geneem en hom op die hoogste punt van die tempelgeboue laat staan, en toe sê hy vir hom, as jy die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee om jou te beskerm. En ook op hulle hande sal hulle jou dra,
sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet stamp nie. Haal uit Psalms aan. Maar Jesus antwoord hom. Die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die duiwel het nadat hy met al hierdie versoekings klaar was vir 'n tyd lank van Jesus weggebly. Vol van die krag van die Gees het Jesus na Galilea teruggegaan en die nuus oor hom het deur die hele omgewing versprei. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer en almal het met lof van hom gepraat. Kom ons lees vandag, liefdes, net tot hier. Almal het hulle eie idee van hoe 'n kind van die Here moet lyk. Almal van ons het ons eie definisie van hoe 'n gelowige moet lyk, moet optree, moet wees. En snaaks, dit verander nogal in 'n mens se eie lewe. Dit verskil van mens tot mens. Maar wat 'n klein kindjie dink hoe 'n kind van die Here moet lyk van 3 of 4 jaar oud, wat 'n tiener dink en wat 'n jong mens dink, wat 'n ouer mens dink, dit verander, dit verskil. Die klem, die fokus val op verskillende goed en baie keer staan by my die versigtiging om weer te dink soos wat 'n ou gedink het toe hy 5 jaar oud was. Dat Jesus regtig in my hartjie woon en dat dit genoeg is. Jy sien, die wêreld hier buite het van kerk baie keer 'n besigheid gemaak. Gaan oor die grootheid. Gaan oor die klank, dit gaan oor die beeld, dit gaan oor die liggies. Gaan oor die ervaring, dit is soos 'n skouspel wat jy bywoon en daarna gaan jy huis toe tot die volgende een kom. Wys my hoe lyk 'n kind van God. En dan is daar 'n spul goed wat moet gebeur en is alles groot en hard. Baie keer wêrelde verwyder van wie Jesus was en waar hy was en wat hy gedoen het. Hoe wys ek dat ek 'n kind van God is? En hoekom wil ons dit wys? Ons wil wys sodat ander kan sien. Ons wil wys sodat ander kan weet wie bly in my hart. Ons wil wys sodat ander my miskien kan navolg. Ons wil wys sodat ek 'n voorbeeld kan wees, maar soms kom jy agter, wil mense dit ook wys sodat hulle kan inpas en aanpas en deel wees. Ek en jy sit baie keer met uitdaging. Kom wys my dat jy glo. Wel, een van die eerste wesens wat die woorde gebruik het, was 'n bokvoet self. Die duiwel. Vol van die Heilige Gees, het die Here net na sy doop die woestyn ingegaan. Snaaks genoeg baie mense die idee, hy is deur die duiwel daar ingelei. Die Heilige Gees het hom daar ingelei. Hy het die duiwel daar ontmoet. Vol van die Heilige Gees in die woestyn kom staan die wese voor hom en sê vir hom, wys vir my, jy is die seun van God. Wys vir my, jy is die seun van God. Dit klink amper soos die goed wat ek en jy baie keer teekom. Wys my, jy is 'n gelowige. Wys my, jy is die seun van God. As jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Wys my, jy is geesvervuld. Ek en jy hoort dit. Wys vir my, jy behoort aan die Here. Wys vir my, jou lewe is 'n voorbeeld vir ander. Wys vir my, jy is relevant. Wys vir my, jy is geduldig. Wys vir my, jy is vergewensgesind. Wys vir my, jy kan 'n verskil maak in die wêreld. Baie keer word 'n mens oorweldig. Baie keer verwar hierdie goed vir jou. Baie keer laat voel hierdie goed jou onseker,
Want jy het nie soveel om te wys nie. Jou geloof is eenvoudiger, inniger, stiller. En net so Satan se uitdaging en uitnodiging onvanpas was, ongevraagd, word die maatstaaf wat baie keer vir my en jou voor ons kop gegooi word oor kind van God wees, is dit eintlik ook kunsmatig en onnodig. Want jy het niks om te bewys nie. Jy het nie nodig om iets te bewys nie. En in plaas daarvan dat jy gaan soek na maniere om jou kunskap, jou geloof te bewys en in te skakel en by te hou en deel te word, saam te praat, moet die fokus op iets anders te wees. Waarop? Die absolute oortuiging dat die Here met sy volmaakte offer vir my 'n status gegee, wat groter is as enige iets anders. Ek is kind van God, nie oor wat ek doen nie, maar oor wat met my gebeur. Ek is kind van God, nie oor dit wat ek doen nie, maar oor dit wat hy vir my gedoen het. En wat ek ook al doen, vloei uit dankbaarheid en vreugde uit my, omdat ek gedurig weet wat vir my gedoen is. Weet jy wat kom ek agter? Ons hoor baie, lees baie, weet baie van God se liefde. Miskien Johannes 3 vers 16 uit ons koppe uit, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Ek ken dit, jy ken. Maar ons moet op 'n kennis neem van God se liefde. Ons moet begin tuiskom in God se liefde. En ons moet weet, ek is onder beheer van sy Heilige Gees. En dis waar hierdie gedeelte in Lukas 4, met Jesus wat in die woestyn ingaan, eintlik begin 'n hoofstuk terug in Lukas 3. Toe hy op 'n stadium saam met klomp mense voor Johannes die Doper by die Jordaan staan en hy word ook gedoop. En dan lees jy, ek dink is vers 21, toe hy gedoop word, het hy biddend gestaan. En toe kom die Heilige Gees soos 'n duif en daal op hom neer en daar kom 'n stem uit die hemel uit wat sê, jy is my geliefde seun en jou verheug ek my. Twee goed gebeur op daai oomblik, voor sy woestyn. Die Heilige Gees daal op hom neer. En hy hoor sy Vader sê, iets wat hy al tevore gehoor het, dit word weer bekragtig. Jy is my geliefde seun, jy is vir my kosbaar. En jou verheug ek my. Nou wil ek vir jou sê, dis 'n oomblik, wat 'n mens graag sou met jou gebeur, laat aanhou, dis 'n mooi oomblik. Dis hierdie tipe oomblikke waarin 'n mens wil bly leef. Maar net hierna, nadat hy alles ontvang het, lê daar 'n woestyn voor hom. En dieselfde Heilige Gees, wat oor hom gekom het, lei hom in daai woestyn in. En dan wonder 'n mens, hoekom? Wat kom ek vertel vandag vir jou? Hoekom hy kon aanhou en uithou in daai woestyn? Daar's 'n rede hoekom ons vers 14 bylees. Het jy agtergekom, vers 1 klink nes vers 14? Vers 1 sê, vol van die Heilige Gees, het Jesus van die Jordaan af weggegaan, en die Gees het hom in die woestyn ingelei. En dan sê vers 14, vol van die Heilige Gees, het Jesus uit die woestyn uit teruggegaan, na Galilea toe, waar hy mense begin onderrig. Hierdie twee versies omarm hierdie hele gebeurtenis in die woestyn. Vol van die Heilige Gees van Jordaan af in die woestyn, vol van die Heilige Gees uit die woestyn uit in Galilea,
waar hy met sy bediening begin het. Voor die krisis, na die krisis. Voor die uitdaging, na die uitdaging. En dis hier waar ek wil hê, ek en jy vandag moet uitkom. Want Jesus het daai dag 2 goed gehad, wat jy voor enige woestyn so gereed maak soos niks nie. Hy het geweet uit die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hy het geweet uit die liefde van sy Vader. Dis al wat hy gehad het. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees, die liefde van sy Vader, en hy was gereed vir enige iets vir hom. Dit is so vreemd en broosend, ek en jy weet dit eintlik. Natuurlik kom die duiwel as jy broos voel. Natuurlik kom die duiwel as jy nou vir 'n wyle nie eet nie. Natuurlik kom die duiwel as jy glad nie gereed is om hom te ontvang nie. Wie is ooit gereed? En dan kom hy en hy sê, wys my, jy is die seun van God. As jy die seun van God is, maak hierdie klippe brode. Wat doen Jesus? Doen hy wat ons doen, om partykeer net in te skakel, deel te wees? Trek hy al die stoppe uit? Sien jy net klippe vlieg en brode word? Ryk jy die reuk van vars gebakte brood in daai woestyn? Want hy sê dit kom doen. Hierdie is die man wat van water wyn gemaak het. Natuurlik sou hy van klippe brood kom maak. Maar hoekom sou hy? Hoekom sou hy? Het is nie nodig om homself te bewys nie. Het is nie nodig om saam te gaan, om net om te sê wie hy regtig is nie. Hy is verseker van die liefde van sy Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En my vriend, is meer as genoeg. Nou nog 'n vreemde ding, hoekom vra die duiwel as jy die seun van God is? Verander hierdie klip in brood. Dit is 'n vreemde vraag, want die duiwel het presies geweet wie Jesus was. Hy het geweet, hy is die seun van God. Die duiwel vra nie hierdie vraag, sodat hy kan uitvind of hierdie ouetjie regtig die seun van God is nie. Hy vra hierdie vraag, om Jesus van God af te probeer wegkry. Hy bied 'n kort pad aan. Hy bied 'n alternatiewe roete. Jy is in die woestyn, jy is honger, jy het 'n behoefte. Man, laat hierdie klippe brood word. Dis die maklike uitweg. Omskep jou woestyn waarin jou Vader jou ingestuur het in iets wat vir jou meer verteerbaar en gangbaar is. Verander hierdie klippe in brood. Kyk na jouself. Want dit gaan oor jou. En dan vat hy hom verder en sê, ek het hierdie koninkryke lekker leen. Dis alles jou as jy jou knie buig. En dan vat hy hom verder en hy sê, jy moet krag in jou hê en jy moet hulp hê van die engele. Spring van hierdie hoë toring af. Wys hoeveel krag in jou steek. Wys wie jy is. Nou jy weet baie goed, soos wat ek weet. Woestyne is plekke waar 'n mens nie wil wees nie. Net so tussen my en jou kon Australië nie maar hulle eie weer gehou het nie. Ek sien die ding kom van Australië af en dit spoel hier oor ons. Maar woestyne is plekke waar 'n mens nie wil wees nie. Woestyne is plekke waar 'n mens wil uitkom. Jy wil kort paaie vat, jy sal enige iets aangryp om dit nie te beleef nie. En ook in die woord van die Here was woestyne nie plekke waar jy teenwoordig wou wees nie. Dit was die woonplek van die boses, so die Jode geglo. Elke jaar met die versoening het hulle ook die sonnebok daar ingestuur en hoop hy kom nooit terug nie. Maar dan lees jy 'n bietjie dieper, dan kom jy agter woestyne is ook plekke gewees waar mense gaan wegkruip het as hulle iemand anders doodgemaak het,
of waar mense gaan wegkruip het soos Dawid, wat vir hulle eie lewe gevlug het. En dan lees jy dieper en kom jy agter, maar woestyne was ook plekke gewees wat God baie keer gebruik het om mense 'n les te leer en om hulle te vorm, om hulle van vertroue te leer. En dan kom jy agter, woestyne was op baie keer plekke waar God mense wou leer om net op hom te vertrou. Nou, ewe skielik die dag word hierdie woestyn dan ook 'n plek waar Jesus versoek word. En is altyd 'n oomblik van konfrontasie. Staan ek of val ek? Bly ek vashou of laat gaan ek eenvoudig? Op 'n stadium skryf God in Deuteronomium 8, ek het julle, my volk, deur hierdie woestyn gevat. Hoekom? Om te sien wat regtig in jou hart leef. Ek het gehoor wat julle bely, ek het gehoor dat julle die wette en die gebooie op die lippe, op die punte van julle vingers ken, maar lê hierdie goed in jou hart. En ek het jou in hierdie woestyn ingevat om te sien, hierdie gebooie wat jy bely, leef het regtig in jou hart. Ons lees in Lukas 4 van net 3 versoekings. Ek kan jou waar word, daar was nog 'n paar gewees, van Satan se kant af. En ook toe die Here uiteindelik sy bediening begin, was daar soveel versoekings op sy pad. Op 'n stadium wou die Jode hom geweldig koning maak, jy snaaks genoeg nadat hy die brood verneder het. En terwyl die kruis al besig was om voor hom op te doen, was daar 'n stel Grieke wat gekom het en gesê het, kom saam met ons. Die versoeking was daar om kort pad te vat, soos wat ons partykeer nog wil doen. Maar God se pad vir Jesus het anders gelyk. Die Heilige Gees het hom daarin geneem, in die woestyn. En as jy tyd het gaan lees, gerus Hebreërs 5 vers 8, waar daar geskryf staan in sy aardse lewe, tydens sy aardse lewe, was daar baie pleite en smeekbedens van die Here af. En dan staan daar, alhoewel hy die seun was, die seun van God, moes hy gehoorsaamheid leer, ook deur lyding. Dit is 'n vreemde ding om oor Jesus te sê, maar dis waar. Alhoewel hy die seun van God was, Hebreërs 5 vers 8, moes hy gehoorsaamheid leer, deur lyding. Want Jesus se pad het ook 'n kruis opgehad. Jesus se pad het op 'n oomblik opgehad waar hy breed aan sy einde gekom het. Jesus se pad het ook 'n graf gehad wat op 'n stadium vol was en toe eers leeg. En toe kan hy heerskappy oor almal hê. Maar was nie kort baie nie. Ook nie vandag. As jy ernstig en eerlik is oor jou geloof met hom nie. Dink net as Jesus die kort baie gevat het, die uitnodigings, het ek en jy nie 'n kans gehad op ware redding nie. En nou vandag die wonderlike ding, en ek wil dit vir jou sê, is dit vandag anders met jou nie. Ek en jy het vandag wat hy daai dag gehad het. Ek en jy leef in die Vader se liefde. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Wil jy weet hoe lief hy vir jou was? Hy het sy kind gegee. Ek en jy leef in daai liefde. En voordat hy gegaan het, het hy gesê, Johannes 14, ek stuur my gees vir jou. Die gees van die wêreld, die gees van die waarheid. Die wêreld ken hom nie, maar dis joune. Ek en jy het vandag
wat Jesus daai dag gehad het. Jy hoef nie minderwaardig te voel oor jou geloof nie. Jy hoef nie te wonder, is dit genoeg nie? Jy hoef jouself nie te bewys nie. Wat in jou leef is meer as genoeg. Vir Jesus het dit nie gegaan oor varsgebrakte brood en koninkryke nie. Jy leer om daai dag ken as die een wat gehoorsaam aan God vaskleef, ook in sy woestyn. Jy leer hom ken as die een wat nederig leef. Jy leer hom ken as die een wat homself verloon. Weet jy wat? Dis in sy voetspore wat ek wil volg. Kom jy agter? Hierdie beeld van ons Here is dikwels wêrelde verwyder van die beeld van die kerk daar buite. Blink, hard, luid, stralers wat rondvlieg. Partykeer dink ek, die kortbaie het so baie geword, dat 'n mens nie heeltemal weet wie jy regtig volg nie. Daar's 'n verskil tussen die twee verse. Ek hoop jy het dit raak gesien. In vers 1 en vers 14. Vers 1 sê, vars uit die Jordaan uit na sy doop, was hy vol van die Heilige Gees toe hy die woestyn ingaan. En dan sê vers 14, na die woestyn, was hy vol van die krag van die Heilige Gees, voordat hy sy bediening begin het. In daai woestyn het hy agtergekom hoe groot hierdie krag werklik is. Ek sien ons vandag baie keer, wat die maatstaf wat daar buite aanbetref, van groot, harde, luide kerke, is ons stil en ons is baie keer minderwaardig. Maar in my nederigheid is daar die dankbaarheid oor die liefde van die Vader, wat ek elke dag ervaar, en die leiding van sy Heilige Gees, wat my deursuur. Lees 'n boek wat iemand geskryf het oor Moeder Teresa. En iemand het eendag vir haar gevra, hoe meet jy jou sukses? Was een van die ouens wat uit die kerke uitgekom het, met die stralers en die liggies en die groot beelde. En haar antwoord was eenvoudig. Sukses. Ek lees dit nêrens nie. Die Vader praat van gehoorsaamheid. Wees getrou. Leef gehoorsaam. Hoor die Gees. Amen. Here, ek wil hê dat wat ek sê, wat ek bely, ook in my hart moet leef. Toe God vir sy volk in hulle woestyn gesê het, ek wil hê dat julle gebooie in julle harte moet leef, het hy ook geweet waarmee ek vandag gaan sukkel. Is maklik om die naam te loof en te prys. Is maklik om die 10 gebooie op te sê. Is moeiliker om hulle in my hart te kry. Dankie Here, dat U nie die blink Jesus was, wat soveel mense U vandag probeer maak nie. Dankie Here, dat ek U vind in selfverloning, in eenvoud, in nederigheid. Dankie Here,
dat die luidste lofsange wat uit my uitkom, dikwels nie oor my lippe ontsnap nie, maar in my hart weerklink. Dankie Here vir u liefde en u sorg en u leiding. Amen. Here, ontvang die lof wat ek bring, ontvang die seën wat in my hart lewe, Here. Dankie dat u met my elke oomblik is. Dankie vir u liefde en dankie vir die Heilige Gees wat teenwoordig is. Aan u kom toe alle eer en lof en heerlikheid tot in ewigheid. Amen.